Vandag vier ons saam met biljoene gelowiges reg oor die wêreld Pinkstersondag. Dis op hierdie dag waar ons fees vier en dankie sê dat God sy gees uitgestort het. Sy gees wat nou in ons woon. Die gees woon in ons en elke dag het ons hierdie voorreg om vervul te word ook met sy gees. En ek wil jou nooi om vir 'n paar oomblikke stil te staan en ons noem ook vanoggend die bovertrek. Dis hier op die eerste Pinkstersondag waar die disippels hulle self bevind in 'n vertrek in Jerusalem wat ons vandag ken en noem die bovertrek. Dis hier waar hierdie disippels, as jy kan onthou, waar hulle verhouding met Jesus amper wiplank gery het tussen twee woorde. Aan die een kant teenwoordig en aan die ander kant afwesig. Vir 3 jaar leef hulle saam met Jesus. Hulle beleef dinge saam met hom wat geen ander mens eerstaan sou beleef nie. Hulle hoor van hom, hulle sien van hom, hulle sien wonderwerke, beleef dit saam met hom. Hy's teenwoordig. En dan, Paasnaweek, word hy gevange geneem, hy word gekruisig en hy word begrawe, afwesig. Maar Sondagoggend staan hy op uit die dood. Jesus trap die hekke van dood en doderyk plat. En ons beleef die opstanding. En vir 40 dae lank verskyn hy aan sy disippels, spandeer hy tyd met sy disippels, met opstandingsseisoen waardeur ons nou gekom het. Hy is weer teenwoordig. En dan breek hemelvaart aan. En hulle sien hoe Jesus opvaar. En dis weer daai gevoel van afwesigheid, daai wipplank, teenwoordig afwesig. Maar hierdie keer los Jesus hulle met 2 dinge. Dis hier in hierdie bovertrek in Jerusalem waar hulle sit met hierdie 2 dinge, met 'n opdrag en met 'n belofte. Kom ons dink eerstens oor daai belofte. Jesus sit om 'n tafel saam met sy disippels en Johannes 3:13 tot 17 wat genoem word die superleringe van Jesus, waar hy vir 3 ure lank sy disippels leer. Hy leer hulle oor wat gaan kom en onder andere oor wie die Heilige Gees is. En dis in hierdie leringe wat hy vir hulle sê, ek moet weggaan. Wat sou jou gevoel gewees het as disipel? Natuurlik, sou ons presies dit voel wat hulle gevoel het daai dag. Daar's hartseer, daar's teleurstelling. En dan maak Jesus 'n stelling wat vir hulle dalk nie sin gemaak het dadelik nie. Hy sê vir hulle, dis voordelig dat ek weggaan. En as jy daar moes sit as 'n disipel, sê dalk gevra het, maar Here, wat sal meer voordelig wees as om U hier nou met ons te hê? Ons sien van U, ons hoor van U, ons ervaar U eerstaan. Wat kan meer voordelig wees? En is dan wanneer Jesus hierdie belofte gee aan daai disippels en ook aan jou en my. Hy sê, is wanneer ek weggaan, want ek my gees gaan stuur, en hoor hier, my gees gaan nie net by julle wees nie, maar my gees gaan in julle woon. En Jesus sê, my gees gaan vir altyd saam met julle wees. Dis my gees wat julle gaan lei in die waarheid. Dis my gees wat julle gaan herinner aan die dinge wat ek geleer het. Dis my gees wat vir julle gaan in staat stel om die dinge te kan doen wat ek gedoen het en die lewe te kan leef wat ek geleef het, wat julle eerstens gesien het. Die belofte. En dan die opdrag. Wag. Nie een van ons wil wag nie. Wag is moeilik. Maar wag is onvermydelik. Wag is nodig. Gaan wag in Jerusalem. Hoekom Jerusalem? Die stad waar hulle nou net trauma beleef het, waar Jesus vermoor is, gemartel is, waar hulle dink hulle is volgende. Die stad van vrees en van onsekerheid. Maar is in hierdie stad waar God die platform voorberei vir iets groot wat gaan kom. Dis weer feestyd in Jerusalem. 50 dae na Paasfees, terloops, Pinkster beteken die 50ste dag.
En ons Jode van reg oor die wêreld. Nou in Jerusalem, die stad is weer oorvol. Die gastehuise, die herberge is vol. Daar's kos gereed gemaak. Dis feestyd in Jerusalem. En jy gaan net nou hoor oor hoekom hulle was in Jerusalem. Maar mense van Afrika, van Turkye, van reg oor die wêreld is hier in hierdie stad waar hierdie disippels hulle self bevind in 'n wagtyd in die boefretrek. En is nou in hierdie boefretrek waar hierdie seisoen van wag, en jy en ek kom uit hierdie seisoen van wag uit, tussen Hemelvaart en nou Pinkster wat aanbreek, 10 dae van wag, tyd van wag en verwagting word nou 'n tyd van feesviering. En ons vandag hier in 2025 roep uit in ons eie boefretrek, saam met biljoene gelowiges vandag wêreldwyd, kom Heilige Gees, kom. Kom Heilige Gees, kom. En ek wil jou nooi ook, wanneer ons nou gaan verder aanbid, kom ons staan voor hom met 'n verwagting, met feesviering, dat die Gees wil ook vandag iets in jou en my lewe doen, wat ook staan en sit in ons eie boefretrek met 'n verwagting. Kom ons staan, dan gaan ons die Here verder aanbid. Dankie. We pray for revival, we start on our knees. Spirit of God, pour out on us. Whatever it looks like, wherever you lead. Spirit of God, pour out on us. Spirit of God, pour out on us. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, chains will be broken. Where the Spirit of the Lord is, miracles come to pass. Spirit of God, pour out on us. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, the chains will be broken. Where the Spirit of the Lord is, miracles come to pass. Spirit of God, pour out on us. Spirit of God, pour out on us. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me.
come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven.
maar sit. Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus se opstanding, was al die gelowiges op een plek saam. Skielik was daar in die lug, bokant hulle 'n geluid, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme, het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Almal is toe met die Heilige Gees vervul en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Daar het toegewyde Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Die geluid van die stormwind en die stemme het 'n groot skare daar laat saamkom. Hulle was uit die veld geslaan omdat elkeen die gelowiges in hulle eie taal hoor praat het. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik, het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs en tog hoor ons hulle in ons moedertaal praat. Ons sien dis Pinksterdag en hoe die Gees uitgestort is en van 'n afstand af, soos ding wat in die bovertrek, hier binne in die bovertrek gebeur het, kan dit aanvanklik lyk vir ons soos iets vreemd, iets onbekend vir jou en vir my. Maar inteendeel, die waarheid is vandag is dat dit wat daar gebeur het in die bovertrek is iets eintlik van 'n meesterplan van God. Daar's mense wat gedink het daai mense is dronk wat die uitstorting van die Gees beleef het. Dalk is hulle mal. Maar eintlik was dit 'n meesterplan van God om te wys dat die Here 'n plan het met die mensdom. En vandag wil ek net vir jou kortliks wys oor 2 duidelike redes. Hoekom was hierdie meesterplan van God gewees, die uitstorting van die Gees? Al weet dit aanvanklik vreemd voorgekom. Die eerste daarvan is dat ons duisende jare voor wat Handelinge 2 afgespeel het, vind ons in Genesis 11 'n gedeelte wat ook 'n korrelasie is tot wat Handelinge gebeur het. Ek lees graag vir jou. Dit sê die volgende: hier is die mense ook in daardie tyd wat geleef het. Kom, sê hulle, laat ons vir onsself roem verwerf en 'n stad bou met 'n toring wat aan die hemel raak. Dit sal ons bymekaar hou en keer dat ons vir die hele aarde verstrooi word. Hierdie is 'n bekende gedeelte wat jy seker al gelees het, bekend as die toring van Babel. 'n Gedeelte waar hierdie mense saamgekom het, hulle was almal een taal gepraat en gevoel hulle die vermoë om belangrik te wees. Ons wil graag wys vir die wêreld hoe goed en belangrik is. Maar daar's 'n reaksie van God ook op hierdie aksie van hulle. En God Drie-enig kom sê die volgende dan: kom, laat ons afgaan en hulle verskillende tale laat praat, sodat hulle mekaar nie kan verstaan nie. Op hierdie manier het die Here hulle van daar af op die aarde, oor die aarde versprei. Dit was ook die einde van hulle bouprojek van die stad. Dis dan ook hoekom die stad Babel genoem is. Want dis waar die Here die mense se taal verwar het, sodat hulle oor die aarde versprei het. Jy sien, as gevolg van hierdie mense se trots en selfafhanklikheid, het die Here gekom en op hulle plek kom sit en verwarring kom bring deur verskillende tale te kom gee, dat daar verwarring was en mense versprei het van daar af oor die hele aarde. Maar aan die ander kant, in Pinksterdag op Handelinge 2 sien ons waar daar weer 'n verskynsel van tale is. Maar hierdie keer nie om verwarring te bring nie, juis om verligting te kom bring dat mense wat versprei is oor die aarde kan hoor, God roep hulle terug na hom toe. Dat mense kan weet vandag dat die Here wil juis die uitstorting van die Gees kom verligting kom bring van die waarheid, dat God daar is, beskikbaar is, toeganklik is vir elke mens op hierdie aarde. Maak nie saak jou taal, volk of nasie nie. Hier is die eerste groot rede hoekom hierdie Handelinge 2 wat gebeur het en is so besonder is. Die tweede ene vandag ook vind ons ook 1000 jare terug, ook met die gee van die wet, die 10 gebooie wat ons daarvan lees, en dan was daar ook 'n fees gewees spesifiek,
die Shavuot fees gewees wat ook bekend gestaan het as die fees van die weke of die oesfees wat die Israeliete gevier het. En ek lees graag vir jou Levitikus 23 oor hierdie gedeelte, oor hierdie fees. Vanaf die dag na die Sabbat, die dag waarop die gerf are opgelig is as 'n offer, moet julle 7 weke aftel. Hou aan tel tot na die 7de Sabbat. Dit wil sê 50 dae later, en bring dan 'n offer van graan wat pas geoes is vir die Here. Nou wat is die betekenis of die koneksie tussen hierdie gebeurtenis, feeste in Levitikus 23 en Handelinge 2? Ek wil graag vir jou 'n paar duidelike gedeeltes die daarvan gee. Terloops, hierdie fees is op dieselfde tyd gevier en ons vind eerste plek dat die Shavuot herdenk die gee van die 10de, die 10 gebooie aan Moses op die berg Sinai en word gevier op die 50 dae na Pasga. Pinksterdag vier ons die neerdaling of gee van die Heilige Gees op die apostels in Jerusalem 50 dae na die Paasfees. Dieselfde tyd wat dit gevier word. Dan die Shavuot verteenwoordig 'n verbond tussen God en die Joodse volk, verseël met die Torah, natuurlik die wet. Pinksterdag in die Christendom merk die begin van die kerk, aangesien die Heilige Gees die apostel bemagtig het om evangelie te kan verkondig. Maar seker een van die mees treffende korrelasies wat ons vind tussen hierdie gebeurtenis van hierdie fees in die Joodse tyd, was die feit dat toe die wet gegee is, jy kan daar gaan lees in Genesis, Exodus 23, maar ook tot by 32, waar Moses afkom van die berg Sinai af, en daar was Israeliete gewees wat ongehoorsaam was, wat afgoderry beoefen het. En daar word 3000 Israeliete op daardie dag doodgemaak. Maar die Pinksterdag sien ons waar die Gees uitgestort word, en presies weer 3000 mense nie doodgemaak word nie, maar tot bekering kom, geestelik weergebore word, en beleef dat hierdie Gees kom gee lewe. Vandag, as ek net dink aan Pinksterdag, moet ons besef die besonderheid daarvan, dat waar die wet kom doodbring het, die Gees wat uitgestort is, lewe kom gee, die kerk was gebore, en kan floreer in hierdie wêreld, om uit te versprei tot die uithoeke van die aarde toe, en 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Daarom vandag is Pinksterdag goeie nuus. Pinksterdag is vir jou my geleentheid om opnuut weer te kom sê, kom Heilige Gees, kom in my lewe in, want dit wat U vir my kom gee is goed. U kom bring nie verwarring nie, U kom bring verligting vir my, sodat ek die Gees van waarheid gelyk kan word in my lewe. Daarom gaan ons ook nou 'n lied sing. Ek wil nooi om saam ons te staan waar ons nou 'n lied gaan sing, te sê, kom o Heilige Gees, ek nooi uit om my hart oop te maak, en te sê, Here, ek soek ook hierdie Gees van waarheid in my lewe, wat Handelinge 2 die mense beleef het. Kom ons staan saam, sing ons. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Ons wag op U, en ons vra, vul ons na. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees.
op U en ons vra vir ons nou. Ons wag op U en ons vra vir ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Hier is ons, vul ons nou. Hier is ons, vul ons nou. Hier is ons, stuur ons nou. Hier is ons, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daag oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daag oor ons neer. Ag Here, dankie vir U Gees, Here. Here, dankie dat ons krag in U kry, Here. Ag Here, dankie dat ons hoop by U kry, Here. Ag Here, en dankie dat as U eers neerdaal op ons, Here, dan sal ons nooit weer dieselfde wees nie. En is ons nooit weer dieselfde nie.
Here, dis ons gebed vanmôre, kom Heilige Gees, kom. Ag Here, kom vul ons. Ag Here, waar ons werk, Here, kom vul oral waar ons gaan, Here. Here, dat ons sal ambassadors wees van U teenwoordigheid en U liefde, Here. Dis ons gebed vanmôre, Here. Heilige Gees, kom. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Laaste keer, kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Julle kan maar eers sit, dankie. Wat Pinksterdag besonder maak ook is nie net die bekering van mense nie, nie net die vervulling van die Gees nie, maar ook mense wat op daardie dag gedoop is, op daardie selfde dag, Pinksterdag. En ons het volgens die voorreg om 13 mense deur die doopwater te kan lei en vandag ook bly te wees saam met hulle, te kan feesvier, want ek glo die hemel juig oor mense wat in geloof 'n volgende tree kom gee. So volgende gaan ons kyk na die doop en ek wil jou nooi ook terwyl hulle is gedoop word, kom ons klap vir hande, kom ons wees bly saam met hulle ook dan so. Ons sal ook later in die diens sal hulle sien dat daar's 'n geleentheid waar hulle gaan vorentoe kom, hierdie doopkandidate met sulke plakate. En die woord wat hulle op die plakkaat gaan hê, gaan iets wees wat hulle self geskryf het, iets wat hulle self gesê het assosieer met hulle ou lewe, die ou lewe in Christus. Maar dan sal hulle ook sien dat daar's 'n nuwe storie wat God kom skryf het. Die getuienis van die veranderende krag van God in lewe. So ons kan saam met hulle bly wees. Kom ons skakel oor na die doop. Ons gee geleentheid ook dan nou vir die doop. Dankie. Melissa, op grond van jou eie geloofsbelijdenis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wel dan. Kara, op grond van jou eie geloofsbelijdenis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sorry. Wel dan. Okay. Hendrik, op grond van jou eie geloofsbelijdenis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja. Hand op die neus. Ek kan hierdie hand so vas hê. Sak 'n bietjie. Dani, op grond van jou eie geloofsbelijdenis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Cherise, op grond van jou eie geloofsbelijdenis doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hold on. So op die trafie.
geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ja, pas hy. Sy. Ja, red op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Well done, well done. So is die trap, hè. As hy. Ja, okay. As hy. Leon, op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So well done. Well done. Wait. Ja. As hy. Maria, op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Well done. Well done. So op die trap. Charles, op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Waarom? Willie, op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oei, ja, sorry. Well done. Oei, ons het trap. Kijk. Sak 'n bietjie, ja, sorry. Willie, op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nico, op grond van jou eie geloofsbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Well done. Sommige net daar waar julle sit, kom ons sing weer hierdie vers en ek dink kom ons sing dit sommer oor die ouens wat gedoop is en ons bid dit af op hulle. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daar oor ons neer. Prys die Here vir elke persoon wat ver oggend 'n innerlike oortuiging gehad het wat gelei het na 'n uiterlike aksie toe. Nou ons hele lewe bestaan uit uiterlike aksies. Elke besluit wat ons maak, lei na iets toe wat ons doen. Nou vanoggend hierdie doopelinge hierdie besluit gemaak en gesê maar hulle wil voor ons as 'n geestelike familie, voor ons as 'n gemeente wil hulle gedoop word oor iets wat die Heilige Gees in hulle harte kom doen het. Nou ek en jy word ook uitgenooi om dit te doen.
Nou jy sit dalk hier en jy wonder, maar hoe lyk dit vir my en vir jou wat hier sit, wat dalk nou nie gedoop is nie. En ons sien dit in Handelinge 2 vers 17. Sê dit, ek sal my gees uitstort op elke mens. Julle seuns en dogters sal die woord van God verkondig. Julle jong mense sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Hoe mooi is hierdie herinnering nie, dat ons sien dat wanneer die Heilige Gees in ons is, kan ons nie anders as om te verkondig nie. Een van die grootste opdragte in die Bybel is, gaan maak disippels. Gaan en gaan verkondig. En 'n vraag waarmee ek baie gekonfronteer word, is maar wat van ons mense, wat van die mense in ons dorp? En vir so lank het ek gewonder, maar hoe beantwoord ek hierdie vraag? En vanoggend het ons die antwoord gedeel. As die Gees in jou is, kan jy verkondig. Dis nie net ons wat teologie gestudeer het, wat van Jesus kan gaan verkondig nie. Ek staan eintlik vandag hier en ek is jaloers op elke liewe persoon wat hier sit, want julle het daagliks die geleentheid om van mense van Jesus te gaan vertel wat hom nie ken nie. Ek kry daagliks te doen met mense wat Jesus ken, of wat bereid is om met Jesus 'n pad te stap. So wat beteken Pinkster vandag vir my en vir jou? Dit beteken dat ons moet hier uitgaan en ons moet gaan verkondig. Ons het vanoggend gesê, is biljoene mense wat Jesus vandag vier, maar is ook biljoene mense wat Jesus nie ken nie. Jou buurman ken dalk nie vir Jesus nie. Daai ou wat in die kubieke langs jou sit by die werk, ken dalk nie vir Jesus nie. Dis waarvoor God ons roep, is om hierdie goeie nuus te deel. Maar waar ek en jy baie keer tekortskiet is, ons weet nie wat om te sê nie. Ons weet nie hoe om dit te sê nie, en vandag wil ek vir jou sê, dis eintlik die beste plek om te wees. Dis wanneer jy oorgee. Wanneer jy sê, Here, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Here, ek weet nie wat om te sê nie. Ons het gelees vanoggend dat die mense het in tale begin bid. Die mense wat daar was, het gevra en gewonder, maar hoe het hulle dit reg gekry om in hierdie tale te praat? Hoe verstaan ons dit? Want sien, hulle het op 'n punt gekom waar die mense oorgegee het en die Heilige Gees toegelaat het in hulle liggaam. Gesê het, maar Heilige Gees, werk deur my. En dis wat ek julle wil aanmoedig vandag, is om die Here toe te laat om in julle hart te kom werk. Ek het een aand 'n voorreg gehad om met 'n ou te gesels wat agnostiek is, wat nie glo nie. Moeilike ou. En soos wat ek met hom praat, sê ek net 'n simpel gebed, sê ek, Here, kom werk deur my, want ek weet nie wat om vir hierdie ou te sê nie. Here, ek weet nie hoe om dit te sê nie, en dit was my gebed die heeltyd. En hy vra vir my die vraag, hy sê, imagine die Heilige Gees is nie daar nie. Ek sê vir hom, ek kan dit nie doen nie. Hy sê, jy maar imagine net gou die Heilige Gees is nie daar nie. Ek sê vir hom, ek kan nie. Ek kan nie. En hy was 'n IT-boffin gewees, en wat ek van rekenaars af weet, is nie baie goed nie. En die volgende oomblik sê ek vir hom, imagine 'n laptop sonder 'n hardcover. Hy sê vir my, ek kan nie. Ek sê vir hom, nee, maar imagine dit net. Hy sê, ek kan nie. Ek sê vir hom, maar dis so ek voel oor die Heilige Gees. Ek sê vir hom, hoekom kan jy dit nie ervaar nie? Hoekom kan jy dit nie imagine nie? En hy sê vir my, want ek het al 'n laptop gesien met 'n cover en ek weet, hy kan nie werk sonder sy dop nie. Ek sê vir hom, nou, dis wat die Heilige Gees doen. As jy hom een keer ervaar het, kan jy hom nie deny nie. En dis my uitnodiging wat ek vanoggend vir julle wil gee is, moenie stil bly oor die Heilige Gees in ons nie. Al weet jy nie wat om te sê nie, die Here sal 'n deur oopmaak vir jou, om iets te kan sê, wat daai ou gaan laat dink. Julle sien ook die baadjies hier vanoggend, en dit is 'n projek wat ons gedoen het, ons target was 70 gewees, ons sit met oor die 150 baadjies vandag, waarvan ons al baadjies uitgedeel het. En ons wil vir elke een van julle, hier, wel nou nie elkeen nie, maar vir 150 van julle wil ons vanoggend uitnooi om na die diens, daar's 'n tafel met papiertjies, om 'n boodskap te skryf.
En dalk is dit vir oggend die eerste stap vir jou om toe te laat dat die Heilige Gees deur jou werk. Vandag is die eerste stap om môre by die werk met iemand te praat oor Jesus. Die eerste stap om te sê, Here, ek wil verkondig. Ek wil afsluit met hierdie. Ons is altyd so bang wat mense gaan dink. Wat gaan HR sê, wat gaan my baas dink, en dit is geldig. Maar laat die Heilige Gees toe om deur jou te werk, dat hulle vir jou 'n vraag vra, dan is die deur oop. Dan kan HR niks aan jou doen nie. Klink simpel, klink eenvoudig, want dit is so eenvoudig. Ons gaan nou Ocean sing, en ons het 'n deel in die liedjie wat sê, Spirit lead me, Spirit lead me, daar waar ons nie meer toegang het nie, waar ons heeltemal oorgee. Wil ek vandag vra, kom ons sing dit met 'n nuwe betekenis. 'n Nuwe honger waar ons sê, Here, ons kan nie meer stil bly nie. Sien, die Heilige Gees was nie hierdie warm, fuzzy ding wat gebeur het nie, dit was 'n uiterlike aksie wat gebeur het. Mense het begin verkondig. Kom ons doen dit ook vandag. So ek wil jou nooi om te staan, en dan gaan ek vir ons bid, om oop te wees vir die Heilige Gees, en uit dit uit, gaan ons sing. Kom ons staan. Heilige Gees, U is teenwoordig. Maak ons bewus van die teenwoordigheid, Heilige Gees, dat ons nie anders kan as om te gaan verkondig nie. Heilige Gees, maak ons sterk, gebruik ons vulnerability om deur ons te werk. Heilige Gees, Here Jesus, ons eer U en ons prys U. Vir die werk wat U deur ons gaan doen, dat U deur ons gaan verkondig, dat Secunda bekend gaan staan as 'n dorp wat vir Jesus volg en nie net 'n dorp wat petrol maak nie. Heilige Gees, kom werk in ons is bereid, ons is oop, ons is beskikbaar. In Jesus naam. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. In oceans, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. The sovereign man will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds us. You've never failed, and you won't start now. Yes, I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not
my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony.